Aba Vader, ons word stil in U teenwoordigheid. U alleen is waardig om aanbid te word. U is heilig. U is almagtig. U is alomteenwoordig. Here, U skep en U hou U skepping in stand. Ja, Here, ons staan as U skepping verdwaas, dat U met ons bemoeienis maak. Here, dat U uitreik na ons en met ons 'n persoonlike verhouding wil hê. Here, want ons ken onsself. Here, ons ken ons toestand van sonde, terwyl U ons oproep na heiligheid. Here, en daarom erken ons ook, soos die Israeliete in Egipte, die bloed van 'n lam op hulle deurkusyne moes smeer, Here, sodat hulle eersgeborene seun nie sou sterf nie. Here, so het ons die bloed van U enigste seun nodig, sodat ons nie sal sterf nie. Vader, dankie vir die plan wat U gemaak het. Dankie vir die verlosser wat U gestuur het, die Messias, die Jesus. Dankie dat hy die brood van die lewe is. Here, kom voed ons is honger. Dankie dat hy die fontein van lewende water is. Here, ons sit soveel keer by putte wat leeg is, wat nie water hou nie. Ons het dors. Dankie dat hy die lig vir ons pad is, Here. O Here, U ken die duisternis in elkeen van ons se lewe. U weet waar is ons verward, Here. Waar tas ons rond, Here, kom lei ons uit die duisternis na U ewige lig toe. Dankie dat hy die wingerdstok is en ons die lote. Ons kan dit nie self doen nie, Here, help ons om ingeënt to abide in Him alone. Here, en dankie dat hy die goeie herder is. Dankie dat hy kom vir daai een verlore skaap, Here. Dankie, Here, laat U nie op ons opgee nie. Laat ons nooit te verlore is vir U nie. Thank you, God, that You pursue us. Here, ons kom vandag om te sê ons het 'n verlosser nodig. Ons is honger, ons is dors en ons is moeg. Ek wil vra vandag, Here, laat U Gees sal spreek. En soos Hebreërs sê, as jy vandag my stem hoor, moenie jou hart verhard nie. U klop, Here, en U weet wie sit hier so en aan wie se hart klop U al vir so lank. Here, ek vra, laat ons sal inkom. Laat ons sal inkom onder die bloed van Jesus, want dis al wat ons kan red.
Ja, dankie Here. Ons vra U Vader, kom spreek met ons vandag. U dienskneg luister. Amen. Ek lees vir ons uit Johannes 3 vers 1 tot 21 en ek lees uit die Afrikaans 2020 vertaling. Hierdie is die woord van God. Daar was 'n man uit die geleerdere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê: Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat u verrig as God nie met hom is nie. Jesus het hom geantwoord: Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom: Hoe kan 'n mens weer gebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord: Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie daaroor verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo gebore word nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Hierop vra Nikodemus vir hom: Hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus antwoord hom: Jy is die leermeester van Israel en jy begryp hierdie dinge nie? Amen, amen, ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle ons getuienis nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle dan glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het na die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Dit is die seun van die mens. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo, sal nie word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie. En dit is die oordeel. Die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is. Vriende, goeiemôre. Dis rarig 'n groot voorreg om vanoggend hier te wees. Dit is alreeds 'n groot seëning gewees om so saam te kon dink oor die waarhede van die evangelie en dit saam te kan sing. En so baie dankie vir die musiekspan wat ons so mooi gelei het. Dit was reg geweldig bemoedigend. En ek sien uit om saam na hierdie teksgedeelte te kyk. Dit is 'n teksgedeelte wat mense ewigheid verander. Dis 'n baie belangrike teksgedeelte. Maar voor ons daarby uitkom, wil ek net vinnige afkondiging maak en 'n slukkie water vat, want my water staan hier voor. Ekskuus. 'n groepie van ons gaan volgende week Kaprivi toe. So ons ry volgende Sondag as die Here wil, die 29ste. En dan gaan ons oor Paasnaweek met 'n groep boesmans deur die evangelie van Lukas werk. So ons werk van Lukas 22 tot Lukas 24 met hulle. Ek wil net graag uitnooi om vir ons te bid, asseblief. Bid vir ons soos wat ons ry, vir veiligheid, vir fisiese en geestelike gesondheid vir die span
en dan ook dat God sal werk. So ek wil eintlik uitnooi om donderdag die gedeeltes in Lukas 22 te lees wat handel oor donderdag, en dan Vrydag se gedeeltes te lees. Saterdag is stil, dis 'n tyd van refleksie wat Jesus in die graf is, en dan Sondag is die opstanding. En so ek wil uitnooi as 'n gemeente, lees daai gedeeltes saam en bid vir ons soos wat ons dit vir die groep mense verduidelik, dat God hulle oë sal oopmaak en hulle harte sal sag maak en dat mense tot geloof sal kom en opgebou sal word in die geloof. So asseblief bid vir ons vir die Kaprivi. Soos wat julle seker nou reeds agtergekom het, is ons is vanoggend nog steeds besig met ons vreemde verlosser reeks, en die spesifieke versie waarna ons vanoggend kyk is vers 15 en 16. Daai interessante woorde wat Jesus vir hulle sê. Vir Nicodemus, hy sê, en net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat almal wat na hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. En so kom ons bid en vra dat God ons help om dit te verstaan vanoggend. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir hierdie paar oomblikke. Ons dankie dat ons vanoggend hier kan wees en die geleentheid het om u woord te hoor. Om u woord te sien, Vader, soos wat ons met oë van geloof kyk na Jesus. Sal U ons help om ons harte sag te maak. Sal U ons harte sag maak en ons oë oopmaak om Jesus te behold, sodat ons in geloof en bekering na hom toe kan kom en nuwe lewe kan kry. Vir die van ons wat U ken, Vader, bou ons op in die geloof deur die evangelie, deur die wonderlike boodskap. En Vader, vir die van ons wat U nog nie ken nie, sal U ons vanoggend verander. Sal U vanoggend vir ons nuwe lewe gee. Sal U vanoggend ons help om ons geloof in Jesus te plaas. Ons vra dit omdat ons weet dit is goed vir ons en ons pleit dit by U, want ons wil graag met ons lewens eer vir U bring. En ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, dit is baie interessant hoe baie van die kinderstories wat ons as kinders geleer het, baie lewenswaarhede kommunikeer. Een van die ou stories wat ons baie meer vertroud is Aspoestertjie. Aspoestertjie leer vir ons dat die stiefma en die slegte sussie se begeerte vir weelde en vir rykdom, al is hulle in 'n hoë social status, is hulle eintlik nie die gerespekteerde mense in die storie nie. Dis Aspoestertjie, die een wat besef dat karakter baie meer werd is as rykdom, wat die held van die storie is. En so het baie van die kinderstories vir ons betekenis. Vanoggend help Pinocchio ons om vandag se teks te verstaan. Pinocchio is 'n fascinerende storie. Ons het dit as gesin laasweek gekyk om te probeer om die dieper betekenis van Pinocchio te verstaan. En so Pinocchio gaan oor Geppetto wat sy seun verloor het. Geppetto is 'n skrynwerker. Hy verloor sy seun in die oorlog. En dan in 'n kerk toevallig waar Geppetto besig is om aan die kruis te werk. En dan is Geppetto verpletter. Hy is bitter hartseer. Sy hart is gebreek en dan sien die blou vee dat Geppetto is so hartseer en dan vat sy een van sy marionette, een van sy houtpoppies en sy maak hom lewendig sodat Geppetto nie so hartseer hoef te wees nie. En dan gee sy die houtseentjie vir Geppetto om saam met hom te lewe. Nou Pinocchio, die houtseentjie, sy diepste begeerte in sy hart is om 'n regte seentjie te word. Hy wil bitter graag 'n regte seentjie wees. En hy probeer om 'n regte seentjie te wees deur goed genoeg te wees. Hy probeer so dapper as moontlik te wees. Hy probeer altyd die waarheid te praat, maar in sy geval kan mens sien as hy nie die waarheid praat nie. En hy probeer so onselfsugtig as moontlik te lewe. Hy probeer baie hard. Hy probeer regtig hard om goed genoeg te wees. Maar hy misluk die hele tyd. En hy besef op die einde, hy gaan nooit goed genoeg wees om 'n regte seentjie te word nie. Iets moet van buite af met hom gebeur vir hom om 'n regte seentjie te word. En ek wil vanoggend graag die verskil wys tussen 'n regte seentjie en 'n houtseentjie. Ek het 'n Geppetto hier, ek het 'n houtseentjie hierso. En ek wonder of 'n regte seentjie na my toe wil kom om die regte seentjie hardloop nou weg. Die regte seentjie hoef nie te kom nie. Ek sal 'n ander regte seentjie kry. Dewald kom gou hierso. So daar's 'n pragtige regte seentjie daar. Hier's 'n wat
wat ook oulik was. Hy was ook cute geweest. So, Dewald hou goed daar vas. So, kan julle die verskil sien tussen 'n houtseentjie en 'n regte seentjie? Wat gebeur as mense 'n regte seentjie kill? Daar gebeur iets, daar's lewe en wat gebeur as jy 'n houtseentjie kill, Dewald? Okay. Dankie, jy kan maar gaan sit. Okay. So die punt is, daai houtseentjie kan nie van self 'n regte seentjie word soos Dewald nie. Daar's 'n verskil tussen 'n houtseentjie en 'n regte seentjie. En dis die punt van ons teks vandag. Jesus sê in vers 3, as iemand nie van bo gebore is nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. As ons nie wedergebore is nie, as daar nie iets met ons gebeur, kan ons nie die koninkryk van God sien nie. Ons kan nie goed genoeg wees nie, ons kan nie dapper genoeg wees nie, ons kan nie eerlik genoeg wees nie, ons kan nie onselfsugtig genoeg wees om deel van God se koninkryk te word nie. Ons kan nie van geestelik gesproke die houtpoppe wat ons is verander in lewende seentjies op ons eie deur goed genoeg te wees nie. Ons moet wedergebore word. En so vandag se teks help ons om dit te verstaan. Ons gaan na vandag se teks kyk onder 4 afdelings. Ons gaan in vers 1 tot 4 kyk wat is nodig om te deel in die koninkryk van God. Ons gaan kyk hoekom is wedergeboorte nodig. Ons gaan kyk hoe vind wedergeboorte plaas en dan hoekom is wedergeboorte moontlik. En dit help ons om vinnig te kyk na die konteks in Johannes om die gedeelte waarna ons kyk vanoggend om Nikodemus se storie mooi te kan verstaan. Jesus sê reg aan die einde van hoofstuk 2 sê hy die volgende in hoofstuk 2 vers 24 tot 25 sê van Johannes sê Jesus hierdie. Hy sê Jesus het homself nie op hulle verlaat nie, want hy het self geweet wat in die mens is. Jesus het geweet wat in die mens is. Wanneer ons na mense kyk, dan sien ons die buitekant en ons dink ons weet wat in die binnekant aangaan. Maar Jesus weet wat in die binnekant aangaan. Dis wat Jesus doen. Hy sien die buitekant, maar hy sien die binnekant ook. Dis 'n baie belangrike tema in Johannes se evangelie. Ons sien dit in die storie van Nathanael in hoofstuk 1 sien ons dat die feit dat Jesus weet wat in Nathanael aan die gang is en sy lewe ken, is die ding wat Nathanael tot geloof en bekering bring. En ons sien dit nou in hoofstuk 4 weer. As ons sou aangaan stadig maar seker deur Johannes sien ons dit in hoofstuk 4 weer, waar Jesus by die Samaritaanse vrou kom en sy ontmoet hom en sy is verbaas oor hierdie ou wat genade aan haar betoon en haar met respek hanteer. En dan sien sy, maar hy ken haar lewe. Hy weet sy het al 5 mans gehad en die man by wie sy nou is nie haar man nie. En dan besef sy, hy is die verlosser van Israel. En sy gaan vertel vir mense wie Jesus is. En so die eerste ding wat ons moet raak sien, is Jesus ken 'n mens se binnekant. Hy weet wie ons is. Hy ken ons harte. Hy word nie beïndruk deur ons uiterlike status en indrukwekkende goedes wat ons doen nie. Hy weet wat werklik aan die gang is. En so dit help ons om die storie van Nikodemus te verstaan. Kom ons kyk na vers 1 en 2. Kom ons lees dit weer saam. Daar was 'n man uit die geleerdere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan die tekens verrig wat u verrig as God nie met hom is nie." Nikodemus is 'n Fariseer. Hy is 'n leier van Israel. Hy is die leier van die Jode en vers 10 sê hy is die leermeester van Israel. Hy is 'n baie indrukwekkende ou. Hy het al die statussimbole wat mense in daai tyd kon gehad het. Hy's 'n gerespekteerde ou en hy's waarskynlik nie net 'n gerespekteerde ou nie, hy's waarskynlik baie morele ou. Hy is 'n geleerde ou en hy's 'n godsdienstige ou. Hy het die wondertekens gesien wat Jesus gedoen het, die wonderwerke, en hy het geweet dat Jesus van God af is. Op die oog af lyk hy soos iemand wat naby aan God lewe. Maar Johannes gee ons 'n klein detail wat geskiedkundig waar is, maar ook teologies waar is. So hy sê vir ons,
Nicodemus het in die nag na Jesus toe gekom. Nou, dit is vir verskeie redes waarskynlik waar. Wie weet hoekom hy besluit het om in die nag te kom. Ons kan dit uitdink. Dis nie, ek bedoel, dis die vraag wat ons onsself moet vra is, hoekom sê Johannes uit in die nag gekom? Wat is die significance, die teologiese waarde van die punt dat hy in die nag gekom het? Onthou Johannes se liefde vir lig en duister, vir dag en nag. In Johannes 13, wanneer Judas uitgaan om Jesus te gaan verloon, dan sê Johannes, dit was nag. En so wanneer hy hierso vir ons sê, Nicodemus het in die nag gekom, dan sal iets wat ons moet verstaan. Hy kom in die nag, want hy is geestelik gesproke nog in die duisternis. Hy is hierdie gesofistikeerde man, hy is die leier van Israel. Hy kom met respek na Jesus toe. Hy sê Jesus is 'n man van God. Hy praat mooi met hom en hy's opreg. Maar Jesus antwoord hom op 'n manier wat mense nie verwag nie. Mense verwag nie dat iemand so sal antwoord nie. Dit voel amper asof die antwoord vloei nie op die vraag nie. Hy kom net en sê hallo Jesus, jy is 'n man van God en Jesus sê vir hom amen, amen vers 3. Ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. Jesus gaan reguit na sy hart toe. Jesus weet dat Nicodemus dink hy is deel van God se mense. Hy is dan 'n godsdienstige leier. Hy het al die kennis, hy het die reputasie. Hy het niks meer inligting nodig nie. Hy weet wat die Bybel sê, dink hy. Maar Jesus sê, daar's iets fout met jou. Jy moet wedergebore word om die koninkryk van God te sien. Nicodemus is verward, hy verstaan nie. Hy sê in vers 4, hoe kan 'n mens weergebore word as jy oud is? Hy verstaan nie, want hy dink hy's aan die binnekant. Nou, ek dink, van nature dink ons net soos Nicodemus. Ons dink, as ek maar net harder sou probeer, as ek maar net meer beter sou wees, as ek maar net die dinge doen wat ek graag wil doen en nice wil wees soos wat ek nice is, dan sal God my aanvaar. Maar Jesus sê nee, iets radikaals is nodig, moet weergebore word. En ek dink dit is belangrik vir ons om te besef dat dis nie net Nicodemus wat weergebore moet word nie. Hy is die beste van die beste. Ek weet ons hou daarvan om die Fariseërs die vark in die verhaal te maak. En daar is goeie rede daarvoor. Maar in hierdie insident is dit nodig vir ons om te besef hy is die beste van die beste en selfs hy moet wedergebore word. As ons vinnig so survey doen van ons teksgedeelte en ons kyk hoe Jesus die wêreld beskryf, die wêreld waarvan ons deel is, dan is dit nogal 'n ongemaklike prentjie van die natuurlike toestand van die mens. Jesus beskryf die toestand van die mens, van ons, in vers 6 as vleeslik. Hy sê in vers 12 dat ons earthly minded is. Ons is aards in ons denke. Ons kyk na wat ons hier kan sien. Ons kan nie hemelse realiteit te raak sien nie. Ons is beperk. As die Gees ons nie help nie, kan ons nie geestelik waarneem nie. Ons is earthly minded. Vers 16 sê die wêreld is verlore. Vers 18 sê ons staan reeds onder God se oordeel. Vers 19 sê ons het soos die res van die wêreld die duisternis liefgehad bo die lig. En vers 20 sê elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig toe nie. Soos Nicodemus is ons van nature in die moeilikheid. En daarom is Jesus liefdevol om reguit vir ons ook te sê, ons moet wedergebore word as ons die koninkryk van God wil sien. En so eerstens, vers 1 tot 4, ons moet wedergebore word as ons die koninkryk van God wil sien. Tweedens, hoekom is wedergeboorte nodig? Hoekom is dit nodig vir ons om wedergebore te word? Jesus antwoord in vers 6. Wat uit vlees gebore is vlees. En wat uit gees gebore is gees. Met ander woorde, die menslike natuur kan nie deur goed genoeg te wees goddelike natuur skep nie. Om deel van God se koninkryk te wees, moet ons goddelike natuur hê. Ons moet iets nuuts kry wat ons nie uit vlees uit kry nie. Jesus verduidelik dit in vers 8 as hy die werk van die Gees in ons lewens verduidelik. Hy sê die wind waai waar die wind wil waai. Jy kan dit nie beheer nie. Die Gees is soos die wind wat ons nie kan beheer nie binne in ons. Hy produseer iets. Ons kan sy effek sien in ons lewens, maar ons kan dit nie beheer nie. Die Gees kom en gee vir ons nuwe lewe.
Die Gees maak ons wedergebore. Dis God se werk binne in ons wat ons deel van sy koninkryk maak. En Nikodemus moes dit eintlik geweet het. Vers 5 sê Jesus vir hom: as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God binne gaan nie. Wat bedoel hy? Hoe word mens uit water en gees gebore? Nikodemus moes geweet het, want hy ken sy Ou Testament. Ons het nou gesing, ons is droë beendere en die Gees gee vir ons nuwe lewe. Jesegiel 37, my kinders se gunsteling storie in die Bybel. Net voor dit is Jesegiel 36 en hier is die belofte van die nuwe verbond in Jesegiel 36. Jesegiel 36 vers 25 sê: hy beloof dit aan 'n volk wat in ballingskap is. 'n Volk wat nie gehoorsaam kon wees nie, nie goed genoeg kon wees nie, nie getrou kon bly nie, dan beloof hy hierdie vir hulle as die nuwe verbond. Ek sal skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste. Ek sal my gees in julle binneste gee. Dit is wat Nikodemus moes hoor toe Jesus vir hom gesê het met water en gees gebore word, moes hy gehoor die nuwe verbond. Dit wat God binne in ons gaan kom doen, God gaan ons kom skoon was van ons sondelas en hy gaan ons 'n nuwe hart gee wat nuwe begeertes het, wat 'n begeerte het om God te verheerlik, om gehoorsaam te wees. Dis nie 'n uiterlike skoon was wat ons nodig het nie. Ons moet nie beter lyk nie. Ons moet ook nie selfs net beter karakter hê nie. Ons moet 'n goddelike implanting van nuwe lewe kry om deel te kan hê aan die koninkryk van God. Wedergeboorte is wanneer die Gees ons kom skoon was van ons sondelas en vir ons 'n nuwe hart gee met nuwe begeertes. Ek gaan weer die pop gebruik, net om die punt weer te maak. So geestelik gesproke is dit hoe ons almal van nature is. Ons kan hard probeer, maar ons is geestelik gesproke morsdood. Daar's niks wat ons vir onsself kan doen nie. Ons het nodig dat God iets vir ons doen. Ons het nodig dat God ons verander van 'n dooie houtseentjie na 'n lewende goddelike seun. En so dit bring ons by die groot vraag: hoe gebeur dit? Hoe vind wedergeboorte plaas? Vers 9 tot 15. Dit is die snaakse ding wat Jesus vir ons verduidelik in vers 14 en 15. Nikodemus vra: hoe gebeur hierdie dinge? Hoe kan dit wees dat ons wedergebore kan word? En Jesus gee hierdie snaakse sin. Wanneer hy dit sê, wanneer hy sê die slang moet opgelig word sodat die wat na hom kyk en glo gered kan word, dan verwys hy na iets wat in die Ou Testament gebeur het. Hy onthou 'n storie van God wat sy rebelse mense gered het. Numeri 21. Kom ons lees dit saam van vers 5 af. Die volk het teen God en teen Moses uitgevaar. Waarom het julle ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterf? Want daar's geen brood en water nie en ons walg van hierdie ellendige kos. Die Here het giftige slange onder die volk ingestuur en hulle het die volk gepik. Baie mense van die volk Israel het gesterf. Die volk het na Moses gekom en gesê: ons het gesondig, want ons het teen die Here en teen jou uitgevaar. Bid tot die Here dat hy die slange van ons sal wegneem. Moses het toe vir die volk gebid. Die Here het vir Moses gesê: maak vir jou 'n slang en sit dit op 'n paal. Dan sal elkeen wat gepik is daarna kyk bly leef. Moses het toe 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. Wanneer 'n slang iemand pik en hy na die koperslang kyk, het hy bly leef. Wat 'n vreemde insident. Wat 'n vreemde gebeurtenis. Wat leer ons soos wat ons na Numeri 21 kyk? Ons sien dat God 'n genadige oplossing gee vir rebelse mense. Die volk kla, hulle is ongeduldig, hulle is ongelukkig met die lot wat God aan hulle toegedeel het, en God straf hulle vir hulle sonde. Die volk besef hulle is sondig, hulle roep uit na Moses toe as die middelaar, en God gee vir Moses 'n genadige manier waarop die volk gered kan word. Die slang op 'n paal
God sê vir Moses, maak 'n slang, sit die slang op 'n paal, en die wat opkyk na die paal toe, sal gered word. Dink 'n bietjie daaroor. Daar's geen, jy moet eers beter wees nie. Daar's geen, trek jou sokkies op, of kry 'n bietjie medisyne, of ruk jouself reg nie. Die ouens is besig om dood te gaan. Die slange het hulle gepik, hulle is besig om dood te gaan, en al wat hulle moet doen, is hulle moet in geloof kyk na God se oplossing op die paal. Dis hoe hulle gered word. Dit is wat gebeur het. Dis God se voorsiening. Hulle moet God op sy woord vat. God het vir hulle gesê, as julle na die slang op die paal kyk, sal julle gered word. En hulle moes in geloof optree, God op sy woord vat, en kyk. Hulle kon hulle self nie red nie. Hulle was besig om dood te gaan. God red uit genade sy mense. Sien, sy mense verdien nie dood. Hulle het gesondig en die loon vir sonde is die dood. Maar God in sy groot genade gee vir hulle 'n oplossing. Hy gee vir hulle 'n uitweg. Hulle moet opkyk na die verhewe slang op die paal. En so, as Jesus hier die insident aanhaal of daarna verwys, dan is hy besig om vir ons te sê dat ons word wedergebore deur te kyk na die seun van die mens wat so verhoog word. Soos wat die slang verhoog is die seun van die mens aan die kruis verhewe. En deur te glo in hom, deur na hom te kyk en geloof, as God se genadige oplossing vir ons, word ons wedergebore. Soos wat die slang opgelig is Jesus opgelig om ons te red. Sien, ons is soos Israel. Ons het reeds gerebelleer teen God. Ons is reeds 'n wêreld wat onder God se oordeel is. Dit is duidelik in Johannes 3. Die gif van sonde loop reeds in ons are. Dit klop deur ons harte. Ons is besig om dood te gaan van nature. Ons is besig om te sterf en al hoop wat ons het is om te kyk na die verhewe seun aan die kruis. Te kyk en in hom te hoop. Dis hoe God ons red. Deur te kyk na Jesus aan die kruis. Want aan die kruis het Jesus as 'n ware daai gif van ons op homself gevat. Hy trek dit deur geloof uit ons uit. Ons bly skoon agter en die gif kom op hom. Kyk wat sê Paulus in 2 Korintiërs 5 as hy beskryf wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. Hy sê 2 Korintiërs 5 vers 21, hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons sonde gemaak. Is dit nie verstommend nie? Die sondelose seun van God het sonde geword sodat ons God se oordeel kan vryspring. God het hom geoordeel sodat ons God se oordeel kan vryspring. Dis asof Jesus 'n slang geword het aan die kruis. Dit is hoe kragtig hierdie prentjie is. Jesus het ons sonde op hom geneem en dis asof hy 'n slang geword het en die vloek op homself geneem het sodat ons skoon gewas kan word. Sodat ons nie die vloek op onsself hoef te hê nie. Sodat ons deel van God se koninkryk kan wees. En so hoe vind wedergeboorte plaas? Nie deur te probeer om goed genoeg te wees nie. Deur te kyk na God se genadige opoffering, God se genadige oplossing vir ons aan die kruis. Jesus is die enigste een wat deur prestasie vir ons iets kon kry. Wat deur godsdienstigheid vir ons iets kon kry, wat deur selfopoffering vir ons die ewige lewe kon beerwe. En so Jesus is in skande opgelig aan die kruis. Maar dit is nie net in skande wat Jesus opgelig is nie. As Jesus sê in vers 14 dat die seun van die mens moet verhoog word, dan is dit 'n dubbelsinnige verhoging. Ja, hy is in skande aan die kruis opgelig, maar ook hy is die seun van die mens, die figuur wat in Daniël beloof is wat sou kom, wat vir alle ewigheid heerskappy sou kry oor die koninkryk van God. En so Jesus is opgelig in skande, maar hy is ook verheerlik soos wat hy opgelig is in skande, want hy is nou God se verlosser koning. Hy het gewen aan die kruis. Hy het nie net ons gered nie. Hy het ook gewen. Hy is ook die een wat die ewige koningskap ontvang het oor God se koninkryk. En so wat staan ons dan te doen? Ons moet kyk na God se verlossing. Ons moet kyk na Jesus, want deur na hom te kyk en geloof is hoe ons wedergebore word. En laastens dan,
in vers 16 tot 21. Hoekom? Hoekom is dit vir ons moontlik om te deel in God se koninkryk? Hoekom kan ons wedergebore word? Vers 16, almal van ons kan hom seker kan hom sê, ons kan hom sing ook, nee. Miskien moet ons hom sing, maar ek kom nie te lees nie. Hoekom kan ons wedergebore word? Vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste, unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God se liefde is die rede hoekom ons kan deel in sy koninkryk. Nicodemus was 'n nice ou. Hy was 'n goeie ou, hy was 'n indrukwekkende ou. Hy was seriously smart. En hy was op risiko om te dink, dit is hoekom God dalk met hom tevrede sal wees. Dit is nie hoekom God met hom tevrede is nie. Ons sien later, hy verstaan wat Jesus doen aan die kruis. Hy kom later tot bekering. Maar ons is op risiko om te dink, miskien is ons goed genoeg vir God. Nee, God het vir ons in sy genade 'n oplossing gegee, want hy is lief vir sondaars soos ons. Hy was lief vir daai gebroke Israeliete wat gekla het in die woestyn en hy het vir hulle 'n oplossing gegee. En God is lief vir ons. Dis hoekom hy vir ons 'n oplossing gee. Dis hoekom hy dit moontlik maak vir ons om wedergebore te word. Ons sukkel om die diepte van God se liefde vir ons te verstaan. En daarom is dit nodig vir ons om te sien hoe Johannes 3 vers 16 dit stel. Hy sê, want so lief het God ons gehad, dat hy gegee het. Dit wat vir hom die kosbaarste was, sy seun, het hy gegee om ons syne te maak. Jesus het soos 'n slang geword vir ons, sodat God ons syne kan maak. Dane Ortlund beskryf God se liefde vir ons baie mooi in sy boek Gentle and Lowly. Hy sê, he doesn't just love us, he loves to love us. He's not a stingy God. He is a God who is rich in mercy. We think of his mercy as a small bank account that we are constantly overdrawing, but his mercy is an ocean. God se liefde is soos 'n oseaan. Probeer om die oseaan op te drink. God se liefde vir ons is oorvloedig. Dit is oorvloedig. God se liefde vir ons is die rede hoekom ons wedergebore kan word. En so ons kan wedergebore word om te deel in die koninkryk van God. 3 vinnige toepassings voordat ons klaar is vir oggend. Die eerste toepassing. En die eerste toepassing is die vraag wat ons onsself moet vra. Wat is waar van jou? Wat sien Jesus van jou as hy na jou hart kyk? Is jy wedergebore of is jy nie? Ek gaan die vraag net 'n oomblik laat hang. Is jy wedergebore of is jy nie? My kinders vra my gereeld, of nie gereeld nie, maar hulle het my al gevra en dan is ek baie opgewonde. Papa, ek weet jy en mamma glo, maar hoe weet ek of ek glo? Hoe weet ek of ek glo? En ek dink dit is 'n baie goeie vraag. So ek het vir ons 5 versies wat ons help om te verstaan, wat ons help om te identifiseer of ons geestelik lewendig is, of ons 'n nuwe hart gekry het, of daar 'n geestelike implanting binne in ons is. So 5 versies wat dit doen. Romeine 8 vers 16 sê, die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Dis die eerste ervaring. Is daar iets binne in jou wat vrede ervaar met God? Al is dit net 'n klein bietjie. Is God se Gees besig om vir jou gees te sê jy is 'n kind van God? Beleef jy 'n mate van vrede en vreugde in jou verhouding met God? Die eerste teken van geestelike lewe. Die tweede teken van geestelike lewe is in 1 Petrus 2 vers 2. En smag soos pasgebore babatjies na suiwer geestelike melk. As daar geestelike lewe binne in jou is, as die Gees soos 'n wind binne in jou waai en besig is om jou te verander en te vernuwe, as jy 'n regte geestelike seentjie geword het, dan smag jy na soos 'n pasgebore baba na ware geestelike melk. Dit beteken die woord van God beteken vir jou iets. Dis nie dooie woorde op 'n bladsy nie. Wanneer jy dit lees en jy ontmoet God daar, dan praat dit met jou.
Nie elke keer eweveel nie, nie elke oggend nie, maar God se woord praat met jou en dit kom na jou toe met oortuiging. En jy het 'n begeerte om tyd in God se woord te spandeer, want jy wil God beter leer ken. Derdens, Galasiërs 4 vers 16 sê, en omdat julle sy kinders is, het God die gees van sy seun uitgestuur tot in ons harte, die gees wat roep, Abba Vader. As jy wedergebore is, as die gees van God binne in jou is, dan ken jy God as Pa. Dit beteken jy is iemand wat bid. Jy is iemand wat met God praat, wat sê, Pa, Vader, help my. Ek weet nie hoe om 'n goeie ouer te wees nie. Ek weet nie hoe om in die werksituasie op te tree nie. Ek weet nie waar gaan die krag vandaan kom om deur die dag te kom nie. Vader, help my. As jy 'n kind van God is, dan ken jy God as Vader. En hiersoos Eden is vir my bemoedigend. So, Eden is baie bemoedigend. Galasiërs 5 vers 17 sê, van die vlees begeer teen die gees en die gees begeer teen die vlees, die twee opponeer mekaar, sodat dit wat julle ook al wil, nie kan doen nie. En so, as jy wedergebore is, as die gees van God nuwe lewe, geestelike lewe binne in jou geskep het, dan is daar 'n worsteling binne in jou. Jy het nog jou ou vlees, wat sondige begeertes het, en wat goed genoeg in sy eie krag wil wees, en teen ander wil kompeteer in die koninkryk van God. Jy het jou ou vlees, en jy het 'n nuwe gees. En so daar's 'n spanning binne in jou. Dit wat jy wil doen, dit kry jy nie altyd reg nie, maar jy wil dit doen, maar jy kry dit nie altyd reg nie. En so dit is, as jy veg teen sonde in jou lewe, dis 'n wonderlike teken van geestelike lewe binne in jou. Dis nie 'n teken van dit, dis nie 'n slegte teken as jy veg teen sonde nie, of nog steeds in 'n stryd geworstel is teen sonde nie. Inteendeel, Christene is in 'n stryd teen sonde geworstel. Vyfde punt van geestelike lewe. Galasiërs 5 vers 22 en 23. Hier is die vrugte van die gees: liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hierdie goedes doen ons nie perfek nie. Maar as jy terugkyk oor jou lewe, is dit iets wat meer word in jou lewe. Vir die van ons wat later in die lewe tot bekering gekom het, baie van ons het dalk al as kinders tot bekering gekom, en so is moeilik vir ons om te sien of haar voor en na is. Maar die van ons wat as volwassenes tot bekering gekom het, behoort te kan sien hoe hulle voor die tyd hard was, en na die tyd, toe die Gees in hulle kom woon het hulle sag geword, hulle het liefdevol geword, hulle het blydskap begin lewe, hulle het met vrede, geduld en vriendelikheid begin lewe. Daar is 'n daadwerklike verskil wat die Gees in ons lewens kom skep. En so dis die eerste toepassing. As jy wedergebore is, dan is daar nuwe geestelike lewe in jou. Die tweede toepassing en die tweede toets wat ek uit vandag se teks uit wil uitwys, is kinders van God ken God se liefde. Wat ek daarmee bedoel is, vers 21 sê, maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig toe, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is. Mense wat verstaan dat Jesus vir hulle sondes aan die kruis gesterf het, kan in die lig lewe. Hulle hoef nie te maak asof hulle beter is as wat hulle is nie. Hulle hoef nie hulle self te regverdig nie. Hulle kan in die lig lewe. Hulle kan eerlik wees oor hulle sonde, hulle kan eerlik wees oor hulle struggles, want hulle geregtigheid is aan die kruis. En hulle ken God se liefde. So wat ons baie keer doen is, ons probeer om ons sondes weg te steek, sodat mense ons kan respekteer, en dan sonde ons op sonde. Ons jok oor ons sonde, ons is nie eerlik daaroor nie, ons probeer te minimize, so af te maak asof ons nie rarig so sondig is nie. Ons steek dit weg. Maar kyk wat sê Jesus hierso. Mense wat wedergebore is, kom na die lig toe, want is in die lig wat daar vir ons genesing is. Is in die lig wat God se werke gesien kan word. Sien, as ons eerlik is, as ons eerlik is oor ons stryd teen sonde, dan kan mense sien, daai is 'n sondaar, en tog het God hom gebruik, en tog het hy iets goeds gedoen. Sien wat sê vers 21? Maar wie volgens die waarheid leef, die waarheid dat ons sondaars is, en dat Jesus die een wat geregtig is,
Kom na die lig toe, sodat sy dade, Jesus se dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is. En so, alle goeie goedes wat ons doen, die eer gaan aan Jesus. En al die slegte goedes wat ons doen, wel, daarvoor kan ons vir vergifnis vra, want Jesus het klaar vir ons sondes gesterf. Sien, die evangelie maak ons vry. Die tweede punt van ware wedergeboorte is dat ons in die lig lewe, dat ons kan eerlik wees oor wie ons is en waar ons hoop is. Derdens en heel laastens. Vandag se teks is 'n fascinerende teks. Daar's 'n slang wat aan 'n paal is. En in die geskiedenis van Israel is baie interessant wat gebeur het. Hulle het die slang gevat en hulle het hom opgepas. En hulle het hom gekoester. En hulle het hom begin aanbid. En hulle het vir hom offers gebring. En so hulle het God se means of salvation 'n God gemaak. Hulle het God se instrument wat hy gebruik het om hulle te red, het hulle die God self gemaak. En later in 2 Konings 18 dan kom koning Hizkia en dan vernietig hy die slang want hy sien hierdie is afgodsdiens. En so ons moet versigtig wees om nie God se instrumente wat hy gebruik om ons te red te sien as God self nie en te aanbid nie. Wat is die instrumente wat God gebruik om ons te red? God gebruik sy kerk. Voel ek nou ongemaklik om dit te sê. God gebruik sy kerk om ons te red, maar sy kerk red ons nie. God self red ons. Ons kan nie ons vertroue in die kerk sit nie. Al is dit 'n goeie geskenk van God. Ons moet ons vertroue in die God agter die kerk sit. God gebruik mense om ons te disipel en ons na hom toe te bring. Ons kan nie ons vertroue in die mense sit nie. Ons moet ons vertroue in die God sit wat agter die mense staan. Ons ligpunt gesinne is 'n wonderlike plek. Ons ligpunt gesinne kan ons nie red nie. Maak nie saak hoe lank ons daar is of hoe getrou ons daar is nie. Dis God self wat ons kan red. Dis God wat ons kan red. Ons man en vrou se geloof kan ons nie red nie. Dis net God self wat ons kan red. Dis God wat deur sy seun vir ons nuwe lewe gee. Ons moet na niks anders uitroep nie. Ons moet aan niks anders vashou nie. God self. Gelukkig vir ons is Jesus van die kruis af en ons kan in hom vashou. Hy's nie soos die slang in daai opsig nie. Hy is nou op die troon en hy verstaan waardeur ons gaan. Hy verstaan ons swakheid en ons kan in hom vashou. Ons kan ons geloof in God se genadige oplossing sit en wedergebore word. Ek gaan vir ons 'n geleentheid gee om in 'n oomblik vir 'n oomblik lank dalk net stil gebed te doen. Dink oor dit. Dink oor of jy wedergeboorte is. Sien jy in jou lewe tekens van 'n nuwe hart? Besef jy jou sonde is skoon gewas deur geloof in wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het? As jy is, prys God daarvoor en vra hom om jou te help om in die lig te lewe, om te verstaan hoe kosbaar jy vir hom is. As dit nie jy is nie, as jy besef jy is nog nie in die lig nie, jy het nog nie jou vertroue in die seun van God aan die kruis gesit nie, vra hom om jou te help, vra hom om sy gees te stuur om in jou nuwe lewe te gee, sodat jy van 'n houtpop kan gaan na 'n lewende seentjie. Ek gaan julle 'n oomblik gee voor ek vir ons bid. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory as the only Son of God from the Father, full of grace and truth.
For from his fullness we have all received grace upon grace. Vader, ons dankie dat daar vir ons genade beskikbaar is in ons koning, die Here Jesus Christus. Ons dankie dat daar vir ons hoop is, ware hoop. Vergewe ons vir die kere wat ons probeer om goed genoeg te wees. Vergewe ons vir die kere wat ons na ons eie geregtigheid kyk en nie na Jesus se nie. Help ons, Vader, om te hoop in Jesus. Help ons om aan te hou hoop in Jesus en help ons om te besef dit is die liefde. U maak ons u sin. U maak ons lewendig en help ons asseblief om in die krag van die Gees te lewe. Vader, help ons om dag vir dag dankbaar te wees vir u genade en nie in die versoeking te val om te kyk na onsself nie of ons eie meriete nie. Vergewe ons vir die kere, asseblief, Vader. Vergewe ons. En Vader, help die van ons wat nog onder u oordeel staan, wat deel van die wêreld is, wat nog nie geestelike lewe ontvang het nie. Help ons asseblief om ons hoop in Jesus te plaas. Ons bid dat u elke een van ons vandag nuwe geestelike lewe sal gee. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.